gevra het ons nou getouch het op die oorseese okkultiese goeters. Wat in jou siening van Suid-Afrika? Ek het al baie gewonder daaroor. Want ek bedoel obviously is ons in Suid-Afrika 'n bietjie agter die klip met hierdie goeters en ek kan nie regtig blaatant satanisme identifiseer seker behalwe in sekere nou metal bands en seker ouens wat regtig van die pad af is nie. Maar hoe interpreteer jy soos okkultiese praktyke in die musiekindustrie, in ons plaaslike musiekindustrie? So daar's twee kante. Hierdie interview gaan my lekker moeilik kry. I'm loving every second of it. Daar's twee kante van hierdie. Wie's van die sekulêre ouens vir wie jy geskryf het daai tyd? Sekulêr, almal. Jonita Du Plessis, Kit, Darren, Teens Jordan, Leonie May, Jay, name them, Bobby van Jaarsveld, name them, I've written for them. En soos die bekende liedjies wat hulle sing, goed, soos ja, tussen woorde, Sewe Oseane vir André het met gedeelte van wie ek was in daai identiteit. Was nie net my aangetrokkenheid en my misleid of die feit dat ek mislei was nie, maar dit was mense wat heeltyd vir my gesê het, dis maar net wie jy is. Dis okay. We always knew. Dink jy as ek omgegee het meer oor om my rekeninge te betaal as om die Here te dien, het ek vanaand hier gesit en met jou gepraat. This is not good for my career. Ja. This jy gehoue kry nou. If you are an artist out there trying to make it as an artist or a writer in this country, you do not do interviews like this. Amen. Asai, Rudy, dankie dat jy hierdie doen. Baie ek sien baie uit na hierdie gesprek en ek dink hierdie gaan baie jy weet, opbouend wees vir baie Christene daar buite. En ek het gesien jy het 'n massive following, hè? Op Facebook het jy nou oor die 100,000 followers. Sien ek. Ja, ek is baie geseënd. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg. Ek moet vir jou dankie sê. Ek soos jy seker gesien het my gewend tot sosiale media om uit te figure wie jy is. Ek het gehoor ja, my skoonmaat my eintlik vertel en gesê luister die Rudy Klaas soek jou daar op Facebook so. Ek was net so ongelooflik aangeraak deur ek is jy moet verskoon ek is 'n skrywer en ek skryf baie puristies. I mix my tales. Ek praat al oor en dis maar soos dit na my toe kom. Asseblief. Very few people tell the truth. Are brave enough to tell the truth. Ek voel daar's soveel resonansie met die waarheid. Ons wil baie mense gaan net altyd om te gaan prys en worship en 'n lekker gevoel te kry. Maar niemand praat oor die goeie wat regtig saak maak nie. En toe ek jou video's kyk, ek is baie mal oor baie van die karismatiese mense wat lekker kan skree. Solank hulle die waarheid gou, want ek kan ook sien, jy weet, daar's baie keer 'n foutjie. Maar toe ek begin sien, daar's actually mense daar buite wat ook voel soos ek voel. Waar jy op 'n punt in jou lewe kom, waar jy so in jou eie strik en jou leuns vasloop, dat jy naderhand nie 'n keuse het andersins as om jou hele lewe om te keer na die Here toe. En tot vandag toe nog, ek is seker nou een van die mees talked about people, want mense sê net altyd jy leer nooit, of jy voeter dan uit, of jy doen dan dit, of jy doen dan dat. Every day that I wake up in the morning, I set out to be the best and do the best I can be, but I never pretend to be the best. I never pretend to be the best. Die Here sê vir ons in Filippense 2, hy command ons, dis nie 'n keuse nie, hy sê you have to be like Jesus. Jy moet elke dag van jou lewe probeer. En ek gaan my kop en ek staan voor my in die publiek permanent. Maar ek is baie vinnig om terug te val op my knieë en om te draai, want ek het my les definitief geleer en ek leer elke dag nog 'n klomp. Amen. En sê my, jy is nog aktief op die oomblik ook betrokke in die musiekindustrie? Ja, nee, verskriklik, baie betrokke. Ek was net omdat ek so ongelooflik siek was vir die laaste 3 jaar, eintlik 4 jaar van my lewe, moes ek 'n step back gevat het. En ek begin nou eers weer, na my laaste operasie, begin ek weer op my voete kom. Okay. Awesome, maar luister, ek dink jy kan vir ons begin presies waar jy wil, met jou getuienis, presies die pad wat jy gestap het, jy weet waar ook al jy voel die beste plek is om te begin, jou agtergrond en goeders te gee en jy weet waar alles van hierdie gedraai het. Jy het vir my so bietjie gesê van jou testimony en ek het vir jou eintlik gevra om so min as moontlik vir my te sê laat ek jy weet dit hoor soos al die luisteraars dit ook hoor. So jy het vir my 'n paar klaar gesê wat half vir my is soos dit klink ongelooflik. So waar ook al jy wil begin, vat jy voor. So ek dink dis belangrik om te begin by 'n mens se gees en 'n mens se siel en hoe ek vir myself in my lewe dinge probeer verduidelik het. Ons as kunstenaars is 'n baie snaakse entjie mens. Ons is baie vinnig om te sê
ek is sensitief of ek is anders of jy weet mos ouers sê mos altyd die kind is hy's maar 'n ander een of otherwise of this or that. Min wetend ek was maar net nog altyd 'n baie musikaal begaafde kind gewees en baie geseën deur die Here. Daar's niks wat ek doen. Ek lees nie 'n nootmusiek nie. Ek het nog nooit in my lewe geleer om nootmusiek te lees nie, maar enigiets wat ek hoor kan ek speel. Ek het die klavier beter as die alfabet verstaan. Ek kon Mozart speel voor ek kon lees. Musiek is in my DNA. Ek spot en sê ek dink ek het gehuil en see kruis toe ek gebore is. So dis die naaste dat ek aan musiek ken is daai instrumentasie. En ek dink nie ek het self besef hoe oorweldigend dit is nie en wat die gawe eintlik is en hoekom het ek hierdie gawe? Want ons as mense is baie geneig om 'n identiteit te skep rondom 'n gift wat jy het. So baie mense sê, weet jy daai ou ek like nou nie daai ou of daai girl so baie nie, maar hy kan sing. Of jette daai girl kan skilder, of jette daai ou kan nou vir jou ding reg. Ek sien maar oor hulle maar. En daai maar bracket waarin baie mense val, word hulle hele identiteit. En daai musiek ding, soveel as wat dit vir my 'n fantastiese eer en 'n wonderwerk was dit ook die leen wat my aan die einde van die dag by die Here gekry het. Which is it's going to sound odd to you now, but it's going to make sense. So ek dink die besefenis dat iets werklik baie groter as ek is, het eintlik eers gebeur in 2010, toe ek vir die eerste keer op die skouspel verhoog klim. Nou, 'n jaar voor dit, het ek in my kop gehad om hierdie band te begin lieflinge. Ek het nou hierdie visie gehad van my en die sangeres. Ek verkies net om nie oor daar te praat nie, want ons het 'n ooreenkoms om nie oor mekaar te praat nie. Ek dink nie almal van ons is onsensitief genoeg nie. Ek sê nie sy nie. Ek dink net die publiek het almal baie opinies en ek wil nie mense se name rondgooi nie, maar mense sal weet. You know. En om hierdie droom te gehad het 'n jaar voor dit op 'n mat waar ek skaars my huur kon betaal. En 'n jaar later loop ek uit op 'n verhoog vir 6-7 000 mense en die hele orkestra, al 68 van hulle speel wat ek geskryf het. Elke liewe instrument. En weet jy, die ergste van alles was, 'n jaar voor dit, net voor daai skouspelshow van daai aand, op die eerste rehearsal wat ons gedoen het, iemand nog vir my gesê wat baie bekend is in die industrie, vir wie ek later sou skryf, het vir my gesê, this will never work. This will never ever work. 2 maande later, toe ek die beste verkopende kunstenaar in Suid-Afrika. Yes. En dit was letterlik 'n 60 dae tydperk. Niemand wou my fonds nie, niemand wou my help nie. Aan die einde van die dag het ek 'n wonderlike persoon gehad wat by my gestaan het, Dion van der Merwe het my gehelp en ons het daai ding op die been gekry. En mense gaan nou lag, maar ek het agter 'n rekenaar gesit wat my frustreer het. Ek het vokale opgeneem, ek het geëdit, ek het gemeng, ek het geskryf, ek het gemix. Ek het alles gedoen wat ek moontlik kon en ek het 4000 randjies oorgehad vir 'n musiekvideo. Ek het gesê, julle, al wat ek kan kry is hierdie kerkie wat sê hulle sal vir ons die venue gee. Ek kan hierdie ou kry wat vir ons hierdie rokkie gaan maak. Julle moet vir my mooi lyk, hierdie ou sal edit vir 4K. En ons gaan 'n videoetjie maak en ons gaan kyk wat ons kan doen. And it just happened. En ek wou nie daai enkelsnit eers opneem nie, because I didn't feel it. Ek voel soos, dis nou die een liedjie wat ek nie voel nie. En toe ek daai aand op baie verhoog uitloop vir die rehearsal, en die orkester begin haar eerste line te speel. Ek dink, this was a thought, that was a dream, that was nothing. Hoe het dit gebeur? Dis waar die keerpunt vir my begin het. En toe begin ek my pad te stap in geloof. Die ergste van alles is om terug te kyk na die tyd waar ek die mooiste musiek geskryf het, die grootste treffers geskryf het ek nie die Here geken nie. Gospelliedjies, wat die mense se beenmurg uitgemergel het, dat die tannies huil van hier tot in Kraaifontein. Ek ken nie die Here nie. Maar ek vertel vir julle all the tales, die hele Exodus storie, die hele Genesis verhaal het ek getoon set, dis te pragtig. En nie idee wie die Here is nie. Maar ek verkoop hom, ek verkoop my alia van hom. En hy betaal my huur, en hy betaal my kar, en hy betaal my huis, en hy betaal my suits, en hy bring vir my al die sponsors. En ek gee hom al die eer. Maar ek het nie idee wie hy is. So jou groot begin in musiek skryf was gospel gewees. Is dit die groter fokus gewees in die begin? Ronau Erasmus, iemand het vir my gevra, skryf vir Ronau Erasmus 'n gospelliedjie. Weet jy, en voor dit het ek nog net een liedjie in my lewe geskryf. Ek wou nie eens 'n liedjieskrywer wees nie. Ja. Ek het nou amper op 900 liedjies. Ek wou nie 'n liedjie skryf nie. En ek het die liedjie gaan skryf, hulle het net gedink ek het 'n gawe daarvoor, want ek het so 'n demootjie van iets aan mekaar gevlaat en het gesê, ons dink jy die gawe. Ja. Ek het nooit geweet regtig dit iets wat ek kan doen nie. Ek het geweet ek kan dig. Ek het gedink ek kan dit doen nie. En toe daai liedjie
nommer 1 slaan en laat my lewe vaar. Toe begin een op die ander en van toe begin die kunstenaars aan my toe kom en die name raak al hoe groter en toe besef ek ook gehad, you became a songwriter. You didn't want to be a songwriter. Op watse stadium was die nou? Wat se jaar omtrent was dit? Dit was in 2005 geweest. So dis voor my 2005. solo sukses regtig geweest as 'n sanger. So as 'n skrywer het ek reeds in so 2005 het ek dit begin maak. Okay. En ja. En toe die skrywery meestal vir gospelsangers, soos is daar ouens wat ons nou sal herken van die wat jy sê. Wat is van die mense wat ons nou sal weet vir wie jy geskryf het al in? Ek is nog baie old school gewees in daai tyd. So ons kyk na Rina Hugo, ons kyk na Sonja Harold, ons kyk na Manuel Scorsio. Jy het hulle liedjies geskryf. Volksbesit mense. Jy Yes, weet, dis great. Lywend. En nou kan jy dink wat se sterre het ek in my oë gehad, want ek is een van die kinders gewees wat ek kan nou nog. Ek is nou al 43 jaar oud. Ek kan nou nog die hele storie van Clara Fourier se fliek se musiek kan ek nou nog op die klavier speel. Want as seentjie het ek op 4 of 5 nie gesit en kyk na die fliek nie. Ek het na die soundtracks geluister. Dis ja, dis. So dit was vir my 'n wonderbaarlike voorreg geweest. En jy was duidelik soos net aangelê daarvoor van die begin af. Soos jy sê, Absoluut. toe jy so klein was dit klaar vir jou, die musiek is die ding wat vir jou uitstaan. En dit wys jou net as die Here 'n talent in jou lewe insit. Jy weet soos jy kan dit nie wegsteek nie. Jy weet soos hy gaan 'n plan daarmee hê en iewers gaan hy dit gebruik vir sy koninkryk as ons bereid is dat hy dit doen. Absoluut. Ja, maar so okay, so en hier in 2005 rond jy sê jy begin nou musiek skryf en maar in die begin was dit gospel. Hoofsaaklik. Baie gospel geweest en toe begin dit baie meer sekulêr raak. Ja. So intussen het dit oorgegaan konstant gospel sekulêr. Wie's van die sekulêre ouens vir wie jy geskryf het daai tyd? Sekulêr almal. Jonita Du Plessis, Kit Darren, Teens Jordaan, Leonie May, Jay, name them, Bobby van der Jaars, wat name them, I've written for them. En soos die bekende liedjies wat hulle sing, goed, soos ja, tussen woorde, Sewe Oseane vir Andriet, baie jy daai geskryf. Het ek geskryf, ja. Dis insane nou, dis baie cool. Dis gawes, ek sê vir jou, ek luister self daarna en ek weet nie waar die goed vandaan kom nie. Yes. Sometimes it's unbelievable. Ja, okay. So, ek dink daai was vir my, om op baie verhoog te staan, was 'n groot keerpunt. Maar jy sien toe, by die goggatjie van Vanity vir my so klein bietjie. Want almal wat oornag so vinnig suksesvol en jonk is, nee, kry so 'n bietjie van 'n jy moet net jouself 'n bietjie check hou. En ek dink toe ons het so besig geraak en so vinnig suksesvol geraak. En dit was so een ding op die ander gewees. Jy vra nader dat jy meer vra nie. Jy weet net jy's môre aan sing jy hier, oormôre sing jy hier. Ons het partykeer 4 tot 5 shows van 'n Vrydag tot 'n Sondag gedoen. Jy vlieg so, jy weet nie eens waar jy is nie. Ons was op 'n stadium op 'n verhoog. Ek dink ons was oor 2000 mense in Kakamas of iets en ek sê hallo Appington. Kan nie verstaan hoe die mense nie reageer as jy's nie in Appington nie, bra. Ja. Alles raak net regtig waar op 'n stadium feel very very blurred. En in die proses van hierdie het ek ook begin om soveel as wat ek myself in musiek gevind het ek myself die meeste begin verloor. En dit is in alle aspekte van my lewe. Alle aspekte van my lewe. So I want to start on a very touchy subject, waarvoor mense baie bang is. En dis seksualiteit. Okay. Nou, in my industrie, weet jy, mense, agente veral, hulle sal altyd vir jou sê, maak nie saak wat jy doen, jy moet net nie baker jy gaan, moenie praat oor. En vir 'n baie lang tyd het dit my kon ek nie verstaan, what is this thing oor moenie praat nie, tot ek begin sien het hoe mense klippe gooi. Nou, ek is 'n flamboyante entjie mens. Dis wie ek is. Ek is eksentriek. I am different. We are all different. We are all unique. Die grootste leuen wat ek vanaand vir jou gaan sê op hierdie podcast en vir die land wil sê, is dat mense wat sensitief en 'n klein bietjie flamboyant is, gay is. Ek sê vir jou nou dis snert. Ek sê vir jou nou, dis een van die grootste leuns wat die duiwel vir ons plant in hierdie industrie. Of in die lewe, is dat as jy 'n bietjie sensitief, of 'n bietjie anders te aangelees, is jy gay. Dit is net die narratief wat daar vir jou geskep word. En daar's soveel plek in my industrie vir jou om gay te wees. Dis 'n fantastiese plek om te gaan skitter en vol glitter rond te hang, want jy's heeldag daar. Alles het 'n verskoning, ons is poëms, ons is kunstenaars, ons kan uithak. Ek wil die mense 'n grappie vertel wat julle dalk nie weet nie, maar ons daai tyd met skouspel het gespot as kunstenaars. Ons het dit oorspel genoem. Want wat agter daai verhoog gebeur, mense. Jy gaan nie na pre-parties toe nie, jy gaan nie na after-parties toe nie. Ek sê nie dis die kunstenaars alleenlik wat aangejaag het nie, maar ons was baie bewus van as jy na sulke groot shows toe gaan, dit het baie min met die show te doen en baie meer met wie ken wie.
dit raak vreemd. En ek weet nie hoe om vir mense nou te verduidelik en ek weet nie hoe om vir mense te sê hoe dit vir my gedraai het. Ek weet dat ek kom ons begin by dit. Ek het toe nog gaan staan in 2011 en ek gaan trou toe met 'n man. Okay. Asof dit moontlik is. So ek dink mense verstaan nie wat ek daarmee bedoel nie, maar marriage is a covenant. Ek weet nie of mense lekker verstaan nie. Die Bybel sê vir ons wat huwelik is. Yes. Okay. So as ek nou op iemand se tone trap, kry 'n pleister vir jou toon. Ja. Want ek was self in daai strik gewees. Okay. That does not exist. En as ek nou terugkyk daarop, kan ek verstaan hoekom niks geseënd kon wees in my lewe nie. Asseblief, as iemand nou gay is en nou kyk en dink ek sê ek kan nie geseënd wees omdat jy gay is nie. I'm really not saying that. I'm saying when I was living in my sin, in the way I was, van dit na dwelms, na afterparty op afterparty, na almal se beste maatjie, op soek na iets by iemand, thinking that, well, this is the way it is, want almal sê mos vir jou, jy's 'n bietjie anders wie dis, maar seker wat jy is. Min wetende dat 'n baie groot gedeelte van wie ek was in daai identiteit, was nie net my aangetrokkenheid en my misleid, of die feit dat ek mislei was nie, maar dit was mense wat heeltyd vir my gesê het, dis maar net wie jy is, dis okay. We always knew. What did you know? In hierdie tyd sou jy geïdentifiseer as 'n Christen. Sou jy gesê jy's 'n Christen of het jy Absoluut. En die mense het hande opgehef vir die gay Christen, jy weet. En die ander ouens van skouspel en so, sou hulle geïdentifiseer het as Christene as jy nou, jy weet, deur meeste van hulle gaan. Ek dink so ja. Ek sal so sê. Dit is ook een van die goedjies. Ons het nie regtig oor die Here gepraat backstage by die plekke nie. Ja, ek kan dink, ja. Nie omdat die plekke hulle nie toeleen tot dit nie. Ek dink net it was never a thing. It was never really a thing. Dit word eerder vermy as dat jy nou regtig gaan sit en praat oor die goeders wat regtig saak maak. Ek sal sê ja. En ek sal sê daar's 'n bewussyn wat jy het as jy agter die verhoog is by hierdie tipe goed. Daar's 'n bewussyn wat jy het om sekere goeders net te los. Dis okay om almal kapabel gesyp te raak in die aantrekkamer of te giggel of te deen of daai. It's a joke. It's all fun and games. Maar almal dit is amper 'n unwritten rule gewees. Daar's sekere goedjies wat ons nie aanraak nie, wat nou offend ons iemand. Oogats dan boek hulle my dalk nie weer nie. En jy het gesê dis half die norm gewees by hierdie tipe groot konserte en in die musiekindustrie vir seksuele sonde, van wat ook al aard dit is. Dit is half deel van die norm hoe baie van hierdie mense. Uit my persoonlike ervaring, absolutely. Uit my persoonlike ervaring wat ek gesien het, not to shame artists, not to shame my industry. Ek dink elke liewe plek in hierdie wêreld het 'n gat vir boosheid. Ja. Maar as jy 'n klomp mense met soveel idees, snaakse idees het bymekaar gooi, raak dit snaaks. En ek dink meeste mense weet dit, want ek bedoel tog, ek kan net vir myself ook dink as jy daai roem en daai, jy weet so baie mense wat jou half adore, dan sit dit jou op 'n gevaarlike plek, want wat doen jy vir, jy weet, om nou goed te voel, want jy het klaar al die mense wat jou klaar laat goed voel, so jy moet iets ekstra doen, jy moet iedereen in sonde ingaan, om half daai identiteit, jy weet, hoe kan jy sê, soos, hierdie op hierdie high te kan kom, en jy moet daai boundaries push elke keer, nou het jy hierdie ding gedoen, nou is dit nie goed genoeg, nou moet ek die volgende erger seksuele sonde, of die erger, soos jy sê, dwelms gaan. Ja, so reg, enige ding wat jou op die next high kan vat, dis hoekom ek dwelms al die goed hier ingebring het, die verslawing raak nie die sonde meer nie. Die verslawing raak, dis soos ledigheid, dis soos verveeldheid. What will be the next thing that entertains me? Because I am the entertainer, but what's going to entertain me? Exactly, ja. Ek kan dit indink, ek kan dink fame is 'n baie moeilike ding om te hanteer. Ek bedoel, jy sien dit met al die groot famous mense, as jy vat soos Elvis en daai ouens wat hierdie absolute beroemdheid, niks satisfy hulle nie. Want ek bedoel, dis omdat almal hulle adore, is dit net soos hulle kan nie normaal funksioneer nie. En ek bedoel vir iemand wat nou nie beroemd is, jy weet enige kompliment of iets wat jy kry, of iemand wat 2 keer jou acknowledge in 'n gesprek, is klaar vir jou soos 'n big deal, verstaan? Dit is vir jou soos cool as iemand te doen. Maar dit alles gesê, is dit sleg, want as mens dit gedagtes in hierdie rigting gaan, dan wys dit ons net, jy's nie gefestig in Christus nie. Dan wys dit net vir ons, jou identiteit, soos wat jy nou oor en oor gepraat het oor identiteit, is in die verkeerde wêreld se goed. Totaal. Dis 'n baie moeilike ding om te navigate, en ek dink jy weet ook, jy's op pad na die regte plek toe, as jy begin dankbaar raak vir aanhangers. Daar's 'n stadium in ons loopbaan, ons almal het dit, wat jy geïrriteerd raak met mense. Want jy kan nêrens gaan nie. Dis 'n sombrone weekie op die piek van jou fame,
ek het met almal met wie ek al gepraat het dit gehad. Dan sê hulle vir my, ons spot altyd en sê die artist pryke wat ons het of whatever. Jy kon nêrens gaan nie. En jy besef later eers hoe disgusting is jy dat jy kry die gawe dat mense vir jou 'n lewe gee deur jou musiek te koop and you dislike them for it. Want it's annoying. Ja, dis intens. En sê my gou so, jy het gesê jy sou identifiseer as 'n Christen in hierdie tyd. Wanneer in jou lewe was al 'n oomblik wat jy sou sê hierdie is wat ek tot bekering gekom het of wat jy weet geflous was dat jy nou 'n Christen is? Vat ons 'n bietjie deur jou journey wat jy gestap het met jou Christendom tot en met daai tyd. So, musiek is 'n amazing tool. Jy sien, die Here maak nie foute nie. And the gift of music nou mos vir die donker mag gegee. Now there's a very specific reason that Satan is able to abuse music. There's a very specific reason. Want musiek is nog steeds, die duiwel so evil as wat hy is, musiek is nog steeds vir mooi. It's the unobtainable truth of God that he cannot have. He will attack the artist and torment their minds and try to play the tendons in their strings from within, but he cannot get to the beauty because you have been condemned. En 'n mens verstaan dit nie. En wat die Here in my geval moes doen, ek is 'n vreeslike ADHD. Ek like nie van naamwoordjies soos ADHD nie, okay. Maar dit net dat mense verstaan. Everywhere at the same time, né? Very, very busy in die koppie. Die Here moes my vat op 'n journey, 3-4 jaar gelede. Waar ek 'n operasie moes gehad het. Dit was 'n tweede breekoperasie om ietsie te herstel. En tydens hierdie operasie het ietsiekie net skeef geloop en my vrou het 'n oproep gekry wat by haar gesê het, ja maar in 'n koma. Is in 'n koma. Want hy het sy liggaam met in skok ingegaan. Nou mind you, 6 jaar voor dit het ek al met haar getrou. My mind het klaar verander. My vlees was klaar op 'n ander plek gewees. En die ergste van alles is, toe ek draai, het ek nie besef, het was nie vir my 'n oornag ding van, I need to get my life together nie. My vlees het eers begin draai. Ek het verlief geraak op 'n vrou, which is not supposed to happen. Ek het baie meisies gehad voor ek 'n boyfriend gehad het. This was not supposed to happen. Toe raak ek verlief op hierdie vrou. Erg verlief. Is dit nou terwyl jy getrou was met die man? Jy het mos gesê Nee. Ja, toe nou klaar nog geskei van daardie entiteit, persoon. Okay. Respek. Toe raak ek verlief op hierdie vrou. So dit was nie tydens die huwelik, ek was heeltemal op my eie gewees, sy was heeltemal op haar eie. Daar was geen rede vir ons. Okay. Enigstens, ons het nie eens besef ons is verlief op mekaar nie, want in my kop was dit gewees, gats, ek is die gay beste maatjie. In haar kop was dit gewees, dis een van die gay beste maatjies. Okay. En toe begin ons by mekaar baie kuier, en ek is toe op toer gewees, en op die toer het ons mekaar begin baie bel, en een aand is ons op die foon, en sy sê, ons is Engels in die huis, en sy sê, you know what, we've been speaking for almost 3 hours. Ek sê, we have. En daai aand toe ek af, I knew. En ek onthou nog, ek het in die bed gelê van myself gesê, this is not okay, want jy hou van seentjies. This is weird, this is strange, this is not lekker, maak seker, en moet nou nie iets gaan doen en dan breek iemand se hart nie. That never happened. Iets het gedraai. And I want to, before I even get to being fully saved, I want to get to this. Moenie dink. I love this, prys die Here. Ek love as mense sê, nou wat wil jy met ek doen? Do you want me to pray the guy away? Ek doen dit elke dag. Weet jy hoekom? Want enige sonde, enige last, enige oog wat draai, in enige rigting vir enige rede, is the same thing. I wanted to hide under the guise of being gay. Okay, so jy gaan nou maar hierdie dingetjie doen, want dis nou maar jou voorkeur. So gemaak, so gelaat staan. As ons gaan so gemaak, so gelaat staan met elke sonde in die lewe, exactly. is ons verdoem. There's just no way. There's no way you're going to do it. Amen. En daar is 'n lekker leen. Om onder, yes, dis lekker. En die vlees sit vir my baie daar ore aan. Onlangs, ek het weer nou, tot in voorbereiding van hierdie, vir jou gesê, was op jou ou geleentheid. Die duiwel wil nie hê die mense van die Here moet met mekaar praat nie. En weet jy wat wil die duiwel nie vandag, en ek seker jy sien dit. Hy wil nie hê mans van die Here, spesifiek mans van die Here, moet met mekaar praat nie. Okay. En dat ek terugkom, want ek gaan vir jou draai stap.
Toe ek in die Ek wil net gou sê daar, hierdie wat jy nou gesê het is so belangrik vir die ouens, want ek seker hier gaan mense hierdie kyk wat homoseksueel is, wat sukkel met hierdie homoseksuele sonde. En soos presies wat jy nou gesê het is, ons almal sukkel met sonde. Jy weet, soos vandat ek getroud is dit nie dat ander vrouens nie meer vir my mooi is nie. Jy weet, ek moet nog steeds, soos jy sê, elke dag dit beklei, teen dit stry, jy weet, my oë wegdraai as daar 'n mooi vrou is of iets, en dis net 'n ander tipe struggle. En presies wat jy sê, jy struggle nog steeds. Daar's nog steeds goeters wat jy moet, maar jy identifiseer dit en sê, luister jy, die Bybel sê vir my, ek kan nie hierdie ding doen nie, en daarom draai ek weg af vanaf. So dis so belangrik dat die ouens wat luister, dit besef. En wat ook al sonde dit is, as drank jou probleem is, dan moet jy wegbly van dit af. Jy kan nie gaan braai by iemand wat drank drink nie. Dan moet jy totaal en al wegbly. Verstaan, as vrouens jou probleem is, dan kan jy nie alleen met 'n vrou gaan sit of koffie drink of so nie. Jy bly weg. Jy delete jou Instagram, jou Facebook as jy weet dis 'n ding wat jou laat struggle. En dis net vir my so, ek wil dit net highlight dat jy sê, verstaan jy kon ten minste op 'n plek gekom het om dit te identifiseer, maar luister, hierdie is nie in die wil van God nie. Want die skrif is duidelik dat hierdie sonde is. Korrek. Super belangrik. En hierdie chaos, toe ek uit hierdie koma uit ontwaak, toe's ek lank genoeg in die koma gewees dat, toe my oë oopgaan, kon ek nie beweeg nie, ek kon nie praat nie, ek kon nie 'n geluid maak nie, alles was lam, ek was te lank op die masjiene, en ek lê en ek staar vir 'n plafon, en ek kan net my oë so voor my, laat aftuur, en ek het 'n digitale klok gesien, en dit was 2 uur, en ek het nie geweet, is dit oggend, is dit middag, waar is ek nie idee gehad nie. Jy sien, nou weet ek, die Here moes my fisies stil slaan op my rug, in 'n bed, met meer stomasakke en pype in my liggaam as enigiets anders, dat ek kan luister. Want ek is besig om vir almal raad te gee. Ek skryf honderde treffers om almal te inspireer, maar ek hoor nie een ding wat ek sê nie. Weet jy hoeveel van daai werke wat daar lê, het ek nie verstaan, tot ek gered was nie. Ek het nie verstaan. Die Here het vir my gesê, miskien wil jy my nie ken nie, maar jy sal vir my werk. Miskien wil jy nie volgens my wil lewe nie, maar jy sal eventually agterkom, makker, jy gaan vir hierdie gawe betaal. Jy gaan vir hierdie gawe betaal. Jou werke gaan jou nie red nie, chomma. My grace gaan jou red. Niks wat jy hier doen. Jy is eintlik al gedoen met die 10 commandments, my buddy. Jy kan nie een van daai goedjies volhou nie. You're doomed. As jy nie verstaan dat die Here vir jou kom red het nie, jy kan maar aanhou skryf, chomma, jy gaan nêrens kom nie. En ek lê daar, en ek sê in onderhoude vir mense ook, dit is vir my dit is my so lekker om in die gees diep met hierdie te gaan. Ek lê en staar vir die plafon, kan nie praat nie, maar ek kan nou begin duidelik dink. En ek ontwikkel amper 'n verhouding met hierdie plafon, want dis al wat my gedagtes kan hoor, die plafon, en dis al met waarmee ek interaksie. Min wetende dat dit die Heilige Gees is wat besig is om te probeer vir my, ek nat wel 'n rukkie, ons het jou nou hier. Weet jy, en ek staar so vir die dak, en ek is baie perfectionisties, ek is nie 'n pyn meer reg in my lewe, maar ek hou maar net van goedjies in orde. En nou kyk ek vir die dak, en eventueel na ek besef is nou, jy het nou die susters, jy weet jy is in die hospitaal, maar jy is maar nog loopy, jy het maar nog, maar jy weet ten minste wat aangaan. Ek is een van die mense wat, die hele plafon sal mooi wit wees, maar daar's een gaatjie daar, in daai dak. En elke dag gaan lê ek daar, en dan dink ek, daai flippin gaatjie, as daai gaatjie net in daai dak was, en dan kan ek cope met hierdie dak, as dit least mooi wit, kan ek het least die lê op my rug, sonder om te beweeg. Miskien loop ek nooit weer nie, miskien praat ek, miskien, maar ten minste is daar nie 'n gat in die dak nie. En dit was die eerste keer, toe ek in my gees my eie woorde kon voel. Nou ek hou nie van, en ek weet nie hoe om te verwoord hoe die Heilige Gees met ons werk nie. Ek weet nie, of ek kan nie sê die Here het vir my gesê nie, ek kan nie sê die Here het vir my ek weet nie hoe die Here dit doen nie. So ek kan net weergee wat ek ervaar. Toe ek daar lê en vir daai gat kyk, kom my eie lirieke, wat ek vir Teens Jordaan geskryf het, by my op. En die lirieke sê, die dak is vol gate, en die deure val om. Maar deur gate in goeters sien mense die son. En ek besef op daai oomblik, why are you looking at the holes in the ceiling and not looking to the light? Amen. Dit is asof daar iets oor my gekom het.
Ek is mal daaroor as mense vir my sê, hulle is ateïs, daar's nie 'n Here nie, en dan luister hulle musiek en dan slat hulle van die hoendervleis uit. Ja. And then I think to myself, what gave you that? What gave you that? Hoekom het jy nou net so reageer? Ek dog jy glo nie in die Here nie. Hoekom maak jy so? Hoekom sit jy so? Hoekom maak julle so? Wat maak julle? En daar ruk die Here my uit 'n put uit. Kyk, dit het nie toe makliker geword nie. Dit het nie toe makliker geword nie. But that was the first time in my life I can tell you that I knew I can have a relationship with a living God and that I am not alone. Not alone. Amen. So dit was soos jou hoofbekerings oomblik sê jy That was gewees it. het. Dit is toe jy jou That lewe was vir die Here gee in daai oomblik. Absolutely. Ja. 100%. En weet jy wat is uniek? Jy weet dis Jesus. Jy weet. It happens to you. Something happens to all of us. En skielik weet jy, this cannot be anything other than the blood of Christ. It can't be anything other than that. En die manier, die slegte ding is dat dit het gevat dat hierdie half groot tragedie oor jou lewe gekom het. Jy weet hierdie ernstige siekte wat jy gehad het. Wat ek dink vir baie luisteraars moet 'n wake-up call wees, is reik uit na die Here, kom by die Here uit voordat jy nodig het om hierdie tragedie deur te gaan. Amen. But to know you, Jesus, to know you, if you need to do this again, smite me. Ja. Lord, smite me. Neek my van die pad af, laat ek my koppie weer oopval. Laat ek, please, Lord, rip me from the pits of hell one more time. Want it's all worth it. Ek wil weer daar lê en verstik aan dorre sand van dors, in angs en pyn en verwarring om U te ken, as wat ek dit nie sal deurmaak nie. Do it again. Ja, en so 'n manier om dit weer eens te highlight, een van die slegste goed wat met jou gebeur het in jou lewe was toe nou die beste ding. Dit is 'n ongelooflike Here werk. En ek wil dis presies die boodskap van die kruis. As jy gaan dink daaroor, wat is die mees onregverdigste, jy weet, verkeerdste ding wat in die geskiedenis gebeur het, is dat iemand die seun van die mens kruisig wat sonder sonde is en tog is dit die heel beste ding wat ooit gebeur het. Dis hoe ongelooflik die Here werk. Amen. En dis presies so jou testimony. So hoe het jy in hierdie journey ook soos hierdie goeie teologie wat jy nou gedeel het om te sê jy weet dis genade alleen waardeur ek gered kan word. Ja. Of wat 'n stadium met hierdie tipe goeders begin in jou 'n realiteit word. Hoe het jy daai goed begin besef? So wanneer mens Jesus kry, word jy honger vir die woord. Jy word honger vir die Here. As ek myself nou gaan vergelyk met jou, is ek soos 'n graad 1 leerling as dit kom by wat ek weet van die Bybel. But what I do know is that it's the truth. En die oomblik as jy op die punt kom waar jy niks meer bevraagteken wat jy vra nie, daar's nie 'n vraag om te vra nie. Toe God gesê het, the earth was without form and void, and he spoke it into being. He called it darkness and light. Daarso, hy het vir jou gesê wat hy gedoen het, that's it. Ek vra nie hoekom die son op, hoekom kom hy op nie, because he put it there. Ek vra nie hoekom reën dit so, of hoekom is hier 'n snaakse ding, of die demone wat mense UFO's noem, because it was put there. En die oomblik ek dink as jy dit begin doen, en jy begin verstaan, dat die woord die waarheid is, the truth, the way and the life, en jy begin dit aanvaar en dit verstaan, nothing that is written is not the truth. You have no other way. Ek is saam met jou. Dis presies een van die belangrikste goed om te besef in jou lewe, want dit maak dat jy 'n objektiewe standaard nou het vir jou moraliteit. Want dit moet ons verstaan is, as die Bybel nie waar is nie, of jy weet, jy glo nie in 'n higher being van wat ook al aard nie, dan beteken dit ons as mense is verantwoordelikheid om moraliteit uit te dink. Jy weet, ons moet besluit wat is reg of verkeerd. Jy weet, is dit nou reg of verkeerd om 'n kind in die womb te vermoor? Is dit reg of verkeerd om enige verhouding te hê met enigiemand van enige ouderdom, van enige geslag? Jy weet, maar as daar reëls is in die Bybel, dan sien ons dit as die objektiewe standaard volgens wat ons als moet lewe. En presies wat jy nou sê, is, as jy verstaan, die Bybel is die woord van God, is al wat saak maak om ons lewe te verander, om gelykvormig te raak aan daai woord. So prys die Here dat dit is die pad wat die Here met jou geloop het. Amen, absolutely. En weet jy, dit is so ongelooflik, dat na dit wat my gebeur het, you think it can't get any more. Mense dink, baie mense het my gesê, jou storie klink soos 'n movie. Prys die Here, ja, dit doen. Made in Hollywood, people. I lied myself through a life for a very long time. My truth is so real that it sounds like a movie, John. I always say to people. Op 'n stadium, nou ek nou uit hierdie koma uitgekom het, ek het so siek, aanhou siek bly. Ek het 14 operasies gehad in my buik in 90 dae. Okay, so dit is insane. Dit is insanity.
En eventueel het hulle agtergekom, wel, nie hulle nie, my vrou eintlik, above all. Die dokter wat aan my geopereer het, byvoorbeeld opereer nou nie meer nie. En daar's redes daarvoor. Maar my vrou het net vir my gesê, ek kon toe nou op praat en semi-loop but really, ek het 36 kilos geweeg. Dit was nie goed nie. En sy het vir my gesê, maar Angel, en sy het gehuil. Sy het vir my gesê, you know you're going to die. En ek was nie eens emosioneel daaroor nie. Ek het net, I do know. En sy het gesê, en sy huil, en sy sê, maar baby, do you want to just let go? Do you want to try? Do you want to, en weet jy wat, op baie oomblik in my lewe moet ek nou vir jou sê, ek het soveel vrede gehad, I really couldn't care less, because I knew that I was saved. Ja, 100%. Ek vir mense tipe vrede, wat great as jy 'n plan het, ek gaan nie op 'n veg nie, great. Ja. Maar sy vra, wat wil jy doen? Ek sê, well, my angel, I love you, so I would not like to do this to either one of us, and if God has a plan, let's give it a try. Sy het my nou rolstoel daar uit, 2 stomasakke nog in my liggaam. Ek gaan nie grafies dalk mense sê hoe sleg dit was, maar dit was sleg. Van daar af, hier na hospitaal toe naby ons huis, en ek is daarna spesialist toe, 'n colorectal spesialist. Ek het my hemp net so opgelig, in 'n rolstoel. Julle, ek was grys geweest, grys, geen vleeskleur naby my. My hemp so opgelig, en hy het net vir my vrou gesê, I'm sorry, you have to go back, I'm not going to touch this. Okay, ek het my hemp laat sak, en ek het net aanvaar, dan sou seker nou maar goed, dan gaan ons maar huis toe, dan, en toe ons so by sy deur uit is, klim my op die foon, en ek en my vrou hoor, hoe hy vir iemand sê, I just saw the patient, now this man's going to die, so I'm just going to send him home. Liewe ouers. En ek sit in die rolstoel, en nou, jy weet, my vrou, sy skrik haar A4 papierwit, typek papierwit, en sy kyk vir my, en ewe skielik pop het by my op, dat vroeër, 'n paar jaar gelede het ek issue met my longe gehad, en daarom het ek die pulmonoloog, Emmanuel Taban ontmoet. Ek weet nie of jy weet wie hy is nie. En Emmanuel Taban is 'n internationally renowned, hy het 'n boek geskryf, The Boy Who Never Gave Up. Wat hy gekom het uit Sudan uit, tydens die oorlog, toe hy 16 was, het hy ontsnap. En hy het van Sudan af gestap, Suid-Afrika toe. En in sy boek vertel hy sy storie. Nou, hy het my behandel op 'n stadium. En hy het net so, as a side note, hy het 'n wonderlike les in sy boek, en hy het dit vir my gesê in die hospitaal ook. Hy sê, I walked through the jungles of Africa, and to this day, I'm still more afraid of human beings than any animal in the wild. Het maak sin, John. Dit is baie waar. En ek sit in haar rolstoel, en ek kyk vir my vrou, en ek sê vir haar, you know what, my baby, I'm not going to die. Sy sê vir my, no, sweetie, maar ek kan sien, sy sê, jy weet, wat se waar sê hy? I said, I'm not going to die. Ek sê vir haar, phone him, Manuel. Sy sê, oh ja, he's in this hospital. Ek sê, phone him. En ek het sy selnommer. Hy sê, kom. Ons gaan by sy kamer in. Hoorie so, hy vloek nie mense, nie glad nie. Hy het meer swetswoorde gesê in een sin as wat ek in sy lewe ooit. Hy man vloek glad nie. Toe hy my sien, was hy in totale skok. Hy probeer toe die vrou in die hande kry wat my geopereer het, om uit te figure, wat kan hulle doen? Want hy moet nou uit, hy sê, Rudy, I say, I know God has blessed me with gifts. I say, but I do lungs. I don't do this situation. I don't know what to do for you. I love you very much, but I'm going to let's see. Ek probeer haar bel, en die vrou vir my om sy plaag. I say, all right, what I'm going to do is I'm going to put you in the hospital. I have no plan as of yet. But I'm going to put you on cancer treatment. I'm going to put you on TPN feeding as if you're dying from malnourishment. Want your kidneys are giving in. Everything's looking really, really terrible. Okay, this is not good. But I am going to do the best I can. And I was like, well, let's give it a go. Hy het my opgeneem, hy het my op voeding gesit. Ek dink vir 3 of 4 maande was ek op voeding voordat hy my kon oorskuif, waar Dr. Daniel Saric my kon kry in Mall Park, colorectal surgeon. Ons kon nie die verslae uit die hospitaal uitkry om te wys wat fout is met my. Eventueel moes ons dit koop. Ons moes mense afpers. My vrou moes in daai dokter se kantore gaan sit, dag na dag, uur na uur, net om te kan uitvind, wat het julle met my man gedoen, sodat hulle hom reg oopsny en hy nie sterf van 'n snit nie. Dit was, nou hoeso, hoekom was dit so gesukkel? So ons is besig om dit uit te vind nou in die hof. Ja, so jy bedoel het hulle iets verkeerd gedoen en hulle wou dit self toesmeer, is dit? Ons kan niks van hierdie goeders bewys nie, maar daar's definitief 'n foutjie iewerste.
En die foutjie lê tussen nie net die persoon wat geopereer het nie, maar ook die instansie wat die persoon toegelaat het om te opereer. Jy kan nie 'n hospitaal wees en vir my sê daar's 11 klagtes by die mediese raad in 'n kwessie van 'n jaar teen een persoon en jy doen niks daaromtrent nie. En as jy iemand aanstel wat jy gewet het, is hulle klaar gefire by ander mediese groepe vir malpractice. Ek glo nie dit is ietsie wat mense doen nie en dit sal ek in die publiek sê op die rekord. Want ek het niemand se naam daarbey gekoppel nie. So, ek sal dit op die rekord sê. Nou dit is shocking by the way. Ek kan dit nie glo nie. Selle hospitaal, mense sal 2 en 2 bymekaar sit in die toekoms in elk geval, want die Here is goed en hy's got a vengeance. Selle hospitaal het 'n neurochirurg afgedank as gevolg van my storie, want ons het saam met Carte Blanche uitgefigure dat hierdie mense 'n neurochirurg het wat nie 'n lisensie het om in Suid-Afrika brain surgery te doen nie, wat in daai hospitaal opereer het aan mense. Yeah. I don't think that's very kosher. So, ek sê dit terwyl jy op hierdie punt is, nee. En mense wat sê nou maar sê, want ons as Christene is baie vinnig om te sê ons moet nie skinder en jy weet al hierdie goeters nie. Laat ek net vir almal mooi verduidelik is, as daar skelm mense daar buite is dit ons Christelike plig om dit vir mense uit te wys. Soos ek dink glad nie, jy's kinder. As jy vir my sê, as jy vir my waarsku teen hierdie ou, hy's 'n skelm met besigheid, moenie hom vertrou nie, hy lieg vir almal. Dis nie skinder nie. Dis jy help jou broer sodat hy nie in dieselfde struik val as die nie. Jy wat hierdie goeters expose, is nie lelik met iemand nie. As dit alles die waarheid is, dan is presies wat moet gebeur, laat die volgende Christen nie kan gaan en na hierdie dokters toe gaan nie. Soos hierdie sagte mentaliteit van ons mag net mooi goed sê van almal is nonsens. Asseblief sê my iets sleg van iemand dat ek nie strik trap, want as ek geweet het hierdie ou is 'n skelm, sou ek nie saam met hom in besigheid ingeklum het nie. Maar hier begin ek nou oor ander goeters praat, maar jy hoor wat ek sê. Dis net presies soos jou situasie. Ek dink daar's niks verkeerd daarmee dat jy sê hierdie mense het nonsens aangejaag. Almal moet dit weet. Ek is so dankbaar dat jy dit uitwys, want dit kan oorkom. Daar's soveel mense wat altyd sê, jy weet jy wil altyd die limelight hê en jy soek soveel aandag. Toe ek nou onlangs 'n TV-onderhoud doen, was die caption, die ding is dit was 'n great show geweest, maar die caption is iets geweest soos sit hy aan of soek hy aandag of all these kinds of things to get, and I understand why that was a thing, maar dit is wat mense gedink het. Dit het my gevat om op nasionale TV my hemp op te lig en my snye vir mense te wys of hulle te wys ek lieg nie. Want dit is die idee daar buite is, dat mense dink, we need to make stuff up. Alles is aandag soek, ja. Jy soek dit kliks, jy soek dit mense wat jou storie wil volg. En die punt is, daar's mense daar buite wat dit so doen, maar ek dink as mense regtig discernment het, en jy weet, deur die Heilige Gees, deur die woord, alles evalueer wat ons oor praat en ons persoonlik ook, dan sal mens vir jouself nou moet besluit, jy weet, is praat hierdie ouens die waarheid of nie. Maar dat daar mense is wat skelm is en net goeders doen vir kliks is so. Maar ek dink mense kan sien die genuinheid in dit waaroor ons hier praat en dat die fokus op die einde van die dag Christus is. As ons die fokus ek en jy gemaak en dan sit iets anderste. Maar die fokus is altyd ons wil mense by die Here uitbring en dis die hele doel van hierdie gesprek wat ons het. Amen, absolutely. So om vir jou dan van daar af te gee, ek is toe nou opgeneem deur Dr. Daniel Surridge. What an unbelievable human being. Jy weet, ek weet toe ek hom die eerste keer gesien het, kan ek onthou. Hy het nog vir my gesê, I'm going to save your life. I'm going to help you. I'm going to help you. And hy het nie gesê save your life, hy het iets anders gesê. Maar waarop neergekom is, hy gaan sy bes doen, but he never said to me, I promise I'm going to pull you through. En weet jy wat ek so vir respek vir die dokter gehad? As hy by my weggeloop het, voor hy nog aan my gesny het, en hy het vir my gesê, Joma, ons gaan nou jou toetse doen, en dan gaan ons, hy het nooit gesê, oh, this looks good, of oh, this is going to happen, of this will be the next step. Hy het sy vingers altyd so gemaak, en wink so vir my. En hy het altyd vir my gesê, just trust. Maak is so. The question is, what do you trust? Nee? Prys die Here dat ek hom gehad het om te vertrou. Want so sal dit toe nou gebeur, dat hy toe nou suksesvol die operasie aan my gedoen kry. Nou, moes hy die stomasak verwyder, want hierdie ding kan nie meer aan my bly nie, dis onhygiënies, dit raak septies, ek is besig om basies, ek sal van septisemie doodgaan, so hierdie ding moet nou verwyder word, maar dis 'n prikgevaarlike operasie, want die dokter wat dit gedoen het ook, het die stomasakke altyd op verkeerde plek ook nog gesit. So alles lek jou tyd, dis verkeerd gedoen, dis, selfs op die report wat ons gekry het, is daar gelieg oor wat se operasie gedoen is, so selfs toe hy oopmaak, toe stem het nie ooreen met die notas nie, was the most confusing surgery anyone ever had to do. Ek weet nie hoe hierdie choppers dink hulle gaan nie meer weg, but it's fun and games, prys die Here dat hy dit expose, but, toe ek geopereer is, kom uit, so sal dit gebeur dat ek toe nou allergies is, vir die pynmedikasie wat loop, by my inspuit, en my hart stop. Point blank, stop. Ek so allergies, daar is nie eens 'n afname nie. Dis net van, hulle sê dit was toetung, gone. Nothing. Dit is 'n dor nou in die hart. Niks. En dis nou waar dit nou abstrakt en weird raak. Mense kan vir my sê,
I don't want to go into this too much because it's not necessary. And I'm not here to give you little ingekleurde prentjies of mooi ou goetertjies om dit vir jou interessant te maak of vir enigiemand interessant te maak. If you do not believe that there is a heaven and there is a hell, I have the worst news possible for you. You are going to the latter. Daar is 'n plek hiernamaals. Dis onbeskryflik, so ek gaan nie probeer nie. Ek gaan nie probeer om vir mense te sê wat se kleure daar is nie. Ek gaan nie vir mense eers probeer sê ek het dit gesien, ek het hier gevlieg. Ek gaan nie. Wat ek wil gaan sê is dat wat ook al in daai glorie is, het ons hier. Ek het nie 'n noot, 'n woord, 'n kleur, 'n sin, 'n sintuig om die goedheid van God vir jou te gee. Ja. Halleluja. Ek kan probeer en weet jy wat, ek is 'n skrywer. Ek doen hierdie vir my geldjie. Het nie 'n eufemisme vir jou vandag nie. Wat ek vir jou kan sê is wees stil en weet. Daar's 'n rede dat die Bybel sê wees stil. Because there's nothing to say. There's nothing. Amen. Dit is awesome en ek waardeer dit so dat jy sê jy probeer dit nie beskryf nie. Want soos jy sal weet, daar was nou al klomp karakters wat Ek het altyd. Ja, daar's klomp karakters wat teruggekom het en allerlei snaakse details gegee het van die hiernamaals wat hulle gesien het. So ek dink dit is presies in lyn met wat Paulus gesê het en ek dink is in 2 Korintiërs 12 wat hy gesê het hy was opgeneem na die derde hemel en hy het gesê hoorie boys, ek kan nie vir julle sê wat aangaan nie. Amper presies wat jy nou sê. So ek het 'n groot waardering vir dit. Ja. En ek dink net wat belangrik is ook hier, want ek neem aan baie van jou mense in jou industrie gaan hierdie hoor en baie van die ouens wat nodig het om die Here te volg. Ons het gisterand het ons gesit in so 'n studente manne Bybelstudiegroep wat ek lei by die kerk en toe sê een van die ouens hy het 'n ateïs vriend en hierdie ateïs vriend sê soos ja, okay, dis cool hierdie goeters wat julle praat oor Jesus en so, maar hy het nie regtig 'n groot probleem om hel toe te gaan nie. Toe sê ek, my maat, die enigste rede hoekom jy dit sal sê is omdat jy nie verstaan wat die hel is nie. Ek dink mense verstaan dit nie. Soos die eerste ding wat jy moet besef is jy stoksiel alleen vir ewigheid. Soos jy het nie jou buddies by jou nie. Jy het nie 'n stripklub waartoe jy gaan nie. Jy's alleen en die Bybel praat van 'n letterlike vuur. Gaan lees Openbaring 20 vers 11 tot 14. En dan sê dit ook death and hell was cast into the lake of fire. Soos die Satan self is bang vir die hel, vir die ewige lake of fire. En soos wat jy nou sê, die bietjie wat jy kan getuig is dit soos jy wil nie soontoe gaan nie. Versaai, al is daar net 'n 1% kans dat hierdie ding is waar. Jy wil nie so toe gaan nie. En hierdie konsep van ons moenie die mense ooreed met vrees nie. Ek dink is reeds die vrees van God wat jy nodig het om jou te bekeer en weg te draai van al die nonsens wat die mense doen, veral soos die mense in jou industrie. Absoluut. Jy sien, dit is hoekom ek sê ek het altyd, want die Here het my toegelaat om my kreatiwiteit te kon sinoniem maak met wat gebeur het en 'n manier te kry om dit semi te verwoord. It doesn't completely make sense. Maar wat jy nou aangeraak het, is daai absolute om in die hel te wees is nie stripklub toe gaan nie, my maat. Jy het nie jou choppers rondom jou wat saam met jou tips gooi nie. Nee. Jy stok siel alleen in die hel. As ek net die woord hel sê, dan sal ek hoendervis uit van die vrees wat in my ontslaan is of ontlok is as gevolg van my blootstelling aan die idee. Ek kan nie sê ek was nie hel, ek sal nie eens dit vir mense so verwaand wees nie. Ek sal net sê, as jy met jou tong as 'n sintuig kon lek aan die konsep van wat die hel is, val jy nou op jou knieë neer en jy sê vir die Here vergewe my. Nou, waar jy is. Nou waar jy is, jy sal alles stop, jy sal dit los, jy sal neersit en jy sal sê die Here vergewe my, want ek is van die pad af. Ja, want ek dink mense dink ek het al baie ouens gehoor sê, jy weet, hulle sal sê hoekom sal 'n God wat liefde is of 'n God wat goed is mense hel toe stuur? Ek dink is omdat mense nie sy justice verstaan nie. Jy moet verstaan, voordat hy liefde is hy heilig. Hy's eers heilig en dan is hy liefde. En verstaan jy, omdat ons sondaars is, omdat ons in sonde gebore is ons skuldig om sy wet te oortree, presies soos jy gesê het. En daarom het ons 'n redder nodig. En die great nuus is, hy het vir ons 'n redder gegee, maar sonder daai redder, sonder Jesus Christus, gaan jy presies wat na hierdie plek toe gaan wat jy vir die mense waarsku. Want hulle verstaan nie die justice van God. Hulle verstaan nie God het nodig om jou in die hel te gooi om just te wees. Verstaan, as hy toegelaat het dat jy hemel toe kan gaan sonder dat jy betaal het vir jou sondes, dan is hy nie just nie. Dan is hy nie 'n goeie regter nie. Jou purpose. Wat se doel het jy?
as daar niks is om na te streef wat goed is nie. Wat se doel het jy? Vir my is the most amazing, een van my gunsteling goed in die Bybel, is Deuteronomium 20. Going to war. Mense gaan lees hoe dat die Here vir ons daar beskryf. Deuteronomium 20, going to war. Die toestemming en die permissie wat hy vir jou gee in victory. Dit klink verskriklik. Die goed wat die Here in Deuteronomium toelaat, die goed wat daar gesê word, dis feit. Die goed wat daar gesê word wat jy kan doen, that you can have as the victor, the things that you, and then the rules that is obtained there within, the trees you shall not cut because they bear my fruit. It's the same thing. So precious is wat die Here is oor sy skepping, so lief as wat hy jou het, so groot is die mag en die wrath of God. So groot is wat sy genade is, nog groter kan jou verlies wees om hom nie te ken nie. Want wanneer God sê, depart from me, I never knew you, he never knew you, Choma. Daar's nie tyd wat jy dan nou kan, paparazza, laat ek 'n maatjie uitdruk. Jy weet, dis soos mense, lukewarm people. Ek sê altyd, dis so goed as jy sê vir my, hey, luister Rudy, kan jy vir ons 'n gospel show kom doen, asseblief, 28 Februarie? Ja, en waarsel, dis in een van ons moskeeë. Okay, nee. Moskee, is jy ernstig? Is that in any way unclear? Is dit ek wat weer dronk is? Het ek weer 'n probleempie ontwikkel, of is jy confused met jou? Want die antwoord is nee. Het moslems jou uitgenooi om 'n gospel show te kom hou? Voor jy nie 'n gospel show, dit is net hier by ons moskee. Nee, is reg. Ja, ek kan nie kom nie, hoor. Dankie Choma, nee, is okay, ja. Jo, dit is ek kan dit. Julle gaan in elk geval besig wees, want julle moet 5 keer 'n dag vir 'n fake God bid. So ek weet nie wanneer julle tyd om 'n show deur te kyk sonder interrupsie nie. En dis die ding dink ek in jou ouens se sirkels ook. Ek dink baie van die ouens sal sê nou maar acknowledge daar is 'n God, maar amper soos 'n pantheism, amper asof daar 'n menigte gode is. Jy weet 'n polytheism. Ja. Hulle sal seker soos die God van Islam acknowledge, of die God van die Hindus en al hierdie goeders, hulle is nie. Jy sien, dit is die probleem wat jy raak nou aan 'n baie lekker punt, is monotheïsme is nie 'n ding nie, want this gets me every time. Wanneer die mense sê, ek stem nou nie saam met hierdie persoon nie, maar ek respekteer hulle geloof. Ek doen nie, hoor. Nee. Ek doen glad nie. Ek is saam jou. Man. Dis nonsens. Het jy net ek reg gehoor? Nee, ek weet jy wat, actually, ek is so lief vir jou, ek gaan dit disrespek. Ja. Ek gee nie veel om vir jou, ek gaan vir jou vertel wat sy hou jy na toe gaan, omdat jy sit en alalalala. Ja. So, hierdie van, nee maar, ons moet maar respek vir mekaar, jy is van die pad af, en weet jy hoe kan ek dit vir jou sê, want ek was van die pad af, en daar's daar wat ek nog van die pad af is. So, wanneer ek na jou toe kom, kan ek jou daarop wys, because I'm doing better now, my mate. So, ek kan na jou toe kom en sê, vandat ek opgehou het om hierdie ding te doen, my life has improved. Ek gee jou net 'n tip, because I really love you. That's why I don't care what people think of me. Ja. I care for your soul. Presies. Ek weet mense was liewer vir my siel gewees as vir my. Ek weet mense het meer omgegee om vir my die waarheid te vertel as om my egokie te streel. Nou daai is 'n great quote. Ek wens mense is liewer vir my siel as vir my. Dit is presies die fokus van elkeen ons moet wees. En ek dink mense moet net ook gaan 'n bietjie soos van hierdie gelowe gaan bestudeer. So ek weet nie of baie mense weet nie, maar in Islam, soos Mohammed het seks gehad met 'n 9-jarige dogter. Aisha, ja. Soos ek bedoel, is jy alright met dit? So dis nie dieselfde ding nie. Dis nie dieselfde God nie. Dit is 'n bose geloof. Daar kan dalk, jy weet, peaceful mense in die geloof wees, maar die goed wat hulle leer, as jy bietjie gaan kyk, die goed wat hulle sê, daar's oor die 100 keer in die Koran wat dit mense aanbeveel om die infidels, hulle wat nie glo nie, dood te maak. Gaan Google dit, gaan kyk dit op. Ja. We will be part of, according to that. Ja, daai jihad is 'n absolute evil ding om te glo. Totaal. Dis 'n totale evil ding om te glo. En net as jy weet, mense is net oblivious. As jy selfs na die manier gaan kyk hoe hulle profeet gevorm is, dis uit vrees uit. Dis nie die engel van die Here wat oor daai profeet gekom het om hy was scared, tortured and pinned to the floor, my vriend. En dit was nie die Heilige Gees. En belangrik, dit was een ou. Dis is Mohammed het opgegaan in 'n berg, Allah het met hom gepraat en hy die Koran geskryf. Maar die Bybel het ons eyewitnesses wat die testimony het van ander eyewitnesses wat mekaar se stories corroborate. En wat baie van hierdie goeders in verskillende periodes van tyd geskryf is. So ek bedoel, die Bybel se, as mens in daai apologetic ingaan van hoe die Bybel geskryf is, dis merkwaardig baie meer historiese feite as enige ander literatuur in die wêreld. Soos ek bedoel, julle kan dit gaan opsoek. Dit is net 'n blote feit. Ek wil vir jou gevra het, omdat jy nou so betrokke was in die gospel
en die sekulêre kant, as jy dalk die perfekte om hierdie voor te vra. Ek het al baie die stelling gemaak, soos gospelmusiek is amper soos die minor leagues om jou te kry in die major leagues in. As ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, miskien iemand soos Katy Perry, ek weet nie of mense dit weet, het begin met gospel. Iemand soos Beyoncé het begin met gospel van Destiny's Child en daai goeters. En soos wat ek dit analiseer, is dit soos met gospelmusiek het jy amper 'n guaranteed crowd. Jy weet, as ek moet sing en jy skryf vir my 'n gospel liedjie, gaan ek 'n paar followers kry. Jy weet, want dis die maklike manier om in te kom. Ons het 'n standing joke in die industrie. Ons het dit al vir jare, die kunstenaars presies wat jy ons te grappie gehad het en dan sê ons vir mekaar, hoe gaan dit met jou loopbaan nog goed of sing jy al gospel? ja, dis presies so. Of as hulle onpopulêr raak, dan sing hulle gou 'n paar gospel liedjies en dan raak hulle weer populêr. Ja. So dit het so job gewerk. En dis die fokus. Dis wat ek dink mense moet weet, soos ons moet so sensitief wees vir die musiek wat ons sing. Soos jy gesê, die Satan se invloed daarop is onbetwyfeld. So jy moet weet wie het hierdie ding geskryf, van waar het hierdie ding gekom. Nie net die lirieke homself nie, maar ek persoonlik dink die genre is ook belangrik. Ek dink daar sekere genres wat ons nie in kan gospel musiek maak. Ek dink soos 'n gospel metal band of 'n gospel rap ding maak nie sin nie, chom. Dit is nie. Dit is vir my, I don't en weet jy wat, dit presies dit, mense gebruik die genre as 'n excuse of 'n manier om hulle self te verkoop. It has nothing to do with the word anymore. Presies wat jy nou sê oor sekulêre musiek waarvoor jy so versigtig moet wees. Ek in my jonger jare nou lekker hoërskool was obviously almal was mal oor Britney Spears geweest. Dit was nou Britney Spears en toe het sy 'n bietjie van 'n tert geraak. Almal kom op die stadium waar jy nou moes jy weet, jy gaan van kinderster na meisiekind na nou so 'n vrou. Maar selfs met haar eerste enkelsnitjies, en ek kan nie genoeg vir mense, as 'n skrywer weet ek hoe werk die sielkunde van musiek en akkoord by woord. So ek verstaan, as ek nou hier is, moet ek hier na toe gaan, met hierdie woord om jou daar te kry. It's a real way, okay? But I also understand subliminal messaging van Max Martin. Hoekom sing Britney Spears, hulle do, en dan sing sy vir ons, my loneliness is killing me. Okay. Is jy daai Britney stem genail, by the way? Ja, ek het al. Nou vra ek vir jou, hoekom jou kinders staan die hele dag en my loneliness op 'n stadium, what is that child saying? Ja. What is my child saying the whole day? Ja. The whole day. My child saying my loneliness is killing me. Guess what? Wat sê die skrif ons dit wat jy sê, guess what? Ek begin naderhand in die vibe kom van my loneliness is killing me. En wanneer het ons die most depressed generasie geword in die wêreld, early 2000s? Amen. Presies. Ek stem saam. Daai ding van subliminal messaging is so, en dis die gevaar van musiek. Dis om vir mense so waarsku, want jy herhaal dit oor en oor. En as jy gaan kyk in van ons gospel musiek en van hierdie populêre bands, goeie soos Hillsong en Elevation, selfs soms is daai woorde en lirieke nonsensical. Jy weet, hulle doen dit onder die vaandel van dis 'n Christen liedjie, maar as jy nie geweet het 'n Christen organisasie het dit geskryf nie, kon dit net sowel 'n love song gewees het. It could. En dis 'n groot probleem wat ek het met baie musiek, as mense sê dis 'n crossover. Vir mense daar buite wat nie geweet het nie, as ek 'n gospel song uitbring, of enige song for that matter, die oomblik as ek die woord u het, na aansien vir 'n skepper, of ek die woord Jesus of die woord God in het, kan ek nie op die top 20 wees nie, tensy dit 'n gospel radiostasie is. Kan nie. Wat? Dit word nie getel onder nee, maar jy aanbid dan nou. Om die Here te ken in jou wee, is 'n hele ander genre van die lewe. Ja. Jy kan nie op hierdie top 20 wees nie. Hierdie liedjie hou by haleluja van jou, kan nie op ons gewone top 20 wees nie, want jy sê haleluja. Jy kan nie dit sing nie, hoor. So ons gaan vir jou, skus nou, ons gaan hom afkeer. Ons sal hom speel so 'n bietjie tussen die ads, maar ons kan nie vir jou interview spasie vir hierdie gee, dis bietjie heilig vir ons. En natuurlik behalwe as dit in 'n blasphemous manier gebruik word. Nee, dan is dit lekker. Nie waar nie. Dan is dit mos maklik. Versaai, ek neem aan, daar was seker al liedjies in die top 20, veral soos worldwide en so, wat hulle God belaster. Jy weet of OMG sit, wat is daai liedjie van Taylor Swift? Ek bedoel sy gooi OMG gereeld in haar liedjies. Daai is natuurlik. Self daai een. Ja, kyk die mense albei uit as ek sê sy's ek. Ek is 100% oortuig. Gaan luister net, gaan kyk net Willow. As niemand weet jy gaan Google net Willow, gaan kyk jy daar, dis klaar genoeg vir jou om te. As jy dit nie vang nie, gaan jy dit nooit vang nie. Jy ken ook daai liedjie van Katy Perry, Wide Awake? Wide Awake. Ja, daai liedjie, nou daar's ouens wat bespiegel, dit is sy.
Want kyk, ek glo jy sal seker saamstem, baie van hierdie top musieksangers is in die okkulte. Jy weet, dit is eintlik net soos 'n okkultiese seremonie, soos die MTV Music Awards is 'n okkultiese seremonie. Niemand kan twyfel daaroor. Maar baie mense bespiegel en ek stem nogal saam met dit dat Katy Perry het soos baie van hierdie mense haar siel aan die duiwel verkoop of wat ook al, en in daai liedjie sê sy nou sy wide awake. Sy sê I was going hard, I was falling hard, but I can't turn back now. Want sy sê ek besef hierdie is die Satan, ek besef ek moes dit nie doen nie, maar nou is ek wide awake en ek kan nie daar uitkom nie. Dit is as jy daai liedjie bietjie gaan lees, daai lirieke gaan lees met daai idee, dan is dit absoluut 'n shocking revelation. En die ding is nou, jy's op dit, want jy ken die Here. Ek weet nie hoe om vir mense dit jy ken obviously die gesegde wat mense sê ons praat met mekaar Christianese. Omdat partykeer sê hulle net die Christene verstaan wat hulle sê. Nee, dit is nie dit nie. Dit is wanneer jy in die Here lewe, you start to look and question you look differently at the world. Alles is vir jou. Hoorie Tom, is hierdie kous, is hierdie lekker. Ja. Hierdie lyk nie vir my lekker nie. En jy's 10 teen 1 reg. Ja. As jy dink is nie lekker nie, is jy 10 teen 1 reg, because discernment is one of the biggest gifts. Verseker, ek stem saam, ja. Ja, en presies wat jy sê, as mens nie lekker voel oor 'n ding, dan moet jy gaan en dit gaan analiseer. En as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, ons was 'n ruk terug in 'n kerk en ons het so ek weet nie of jy die Alpha Course ken nie. Weet jy wie dit ken? Nee. Okay, maar in elk geval dis so 'n Nicky Gamble is die ou wat dit aanbied. So dit is basies hoe om jou kerk te laat begin. Soos 'n disipelskap kursus ding. En ons doen die eerste sessie en ek sê net boys, iets hier voel nie vir my reg nie. Soos iets dis vreemd, dit is ek kan dit nie mooi pleis nie, maar hierdie ou het nie die evangelie gegee soos dit moet gegee word nie. En ek gaan doen verder research en ek sien toe hierdie ouens is eintlik hulle het 'n Alpha Course vir protestante en 'n Alpha Course vir die Rooms-Katolieke kerk. En toe ek verder gaan dik, toe sê hierdie ou dieselfde Heilige Gees wat in die Rooms-Katolieke kerk is in die protestante kerk. En toe sê ek, ons kan nie hierdie Alpha Course in ons kerk speel, terwyl hierdie mense hierdie goeters glo nie. Maar versaai wat ek sê, so wat jy sê van discernment, daar was dit, ek kon nie vir jou presies sê, ek kon nie vir jou pinpoint en sê, hier's fout, spesifiek oor die rede nie, maar iets in my gees het vir my gesê, bly weg van hierdie ding af. En toe ek verder gaan navorsing doen, dis wat ek vir ouens sal aanmoedig, as ietsie vir jou reg voel, jy gaan doen verder navorsing, dat jy oortuig kan wees, is hierdie van die Here af of nie. En ek dink ook hoe meer jy die woord ken, en hoe nader jy aan die Here wandel, hoe duideliker sal jy hierdie goeders kan optel. Amen. And living in gratitude. Ek sê vir my skoonma vandag, toe ek met haar praat, ek sê van jy nou, ek kan nie in die oggende, ek het nou 2 maande gelede het ek 'n breinoperasie gehad. Nog 'n hele storie wat getuienis op sy eie kon gewees het. Maar ek het 'n vergroeisel op my brein gehad, suksesvol verwyder, 4 stukke nekrotiese tissue is ook uitgesny. Hier sit ek anyway. Ek is veronderstel om te loop nog lekker nie op te whatever nie, ek het nou die dag gedraf. Not the point. Ek sê vanoggend, as ek my oë oopmaak, dis nou met hierdie wat ek deur hierdie gaan, is daar dis verskriklik emosioneel want jou vlakke van jou serotonien en jou kortisol en al die goeie jol nog in jou brein is besig om te re-establish en te resettle. Dit is 'n moeilike ding met jou hormone en dinge. Maar daar's nie 'n oggend wat ek wakker word, al het ek 'n kopseer dat ek nie deur my oë kan sien nie, of 'n pyn waar ek nie geweet het ek het 'n ledemaat nie, wat ek nie die eerste ding wat by my opkom is om vir die Here dankie te sê dat ek wakker is nie. Amen. Dit is die eerste ding wat by my opkom as ek my oë oopmaak. Is dankie Here, oogats, ek het 'n kopseer. Dankie Here, my kop kan pyn. Mense verstaan nie hoe ek dit kan sê nie. Dankie Here, my kop kan pyn. Mense verstaan nie hoe jy kan dankbaar wees vir pyn, tot jy weet wat namens is in die siel nie. Jo, en ek dink 'n groot tema van jou storie wat ek so ver hoor is net dat in ons slegste oomblikke kan jy die meeste lig kry. Dit is half die great boodskap wat jy hier kommunikeer. Ek wil vir jou nou gevra het, ons nou getouch het op die oorseese okkultiese goeters. Wat in jou siening van Suid-Afrika, ek het al baie gewonder daaroor, want ek bedoel, obviously is ons in Suid-Afrika 'n bietjie agter die klip met hierdie goeters, en ek kan nie regtig blaatant satanisme identifiseer, sê ek, behalwe in sekere nou metal bands en sekere ouens wat regtig van die pad af is. Maar hoe interpreteer jy soos okkultiese praktyke in die musiekindustrie, in ons plaaslike musiekindustrie? So daar's twee kante. Hierdie interview gaan my lekker moeilik kry. I'm loving every second of it. Daar's 2 kante van hierdie. Aan die een kant ken ek die kunstenaars persoonlik. Okay. En aan die ander kant is daar die loopbaan. Jy kan nie vir my sê jy is die een ding en dan perform jy op 'n ander manier nie. You cannot serve 2 masters.
Ons sê, soos jy nou gesê het, ons is 'n klein bietjie terug nog in Suid-Afrika, want ons is nie, as jy met mense van ons generasie, they're not at on top of it. Hulle sien nie hoe mal is Democrat in Amerika, en dis maar, jy weet in die wêreld hoe dit is, hoe meer bright pink en blaue ding blink, hoe meer foute is daar, hoe meer gevaarlik en giftig is hy. So ons sien nie noodwendig hoe die goed gebeur nie. Maar die fout word gemaak by universal slang, wat in liedjies ingebring word, goeders wat demonies is. Ek gaan nie een pinpoint nie, want dit kry my nie moeilikheid by my maatjies. Daar's woordjies wat ingesyfer word in liedjies in. En dan sit ek so, want ek word na die events toe genooi, die groot shows, dan sit ek aan die voorste ry. Kyk ek hulle so. Weet ek, jy het vir my gister baie mooi Bybelvideoetjie gestuur. Ek noem dit die Bybelvideoetjies, né? Baie mense praat mos met julle, sien dit so Bybelvideo. Jy het my Bybelvideoetjie gestuur. Maar nou kan ek jou boude deur jou broekie sien. En ek weet nie wat jy en daai man en daai vrou nou doen op hierdie verhoog nie, maar dit lyk nie baie lekker nie. What's going on? What is going on? Die ding is, when I do stuff and it's public and it shames me, afterwards I realize what I've done and I either try to rectify it or I fix my own ways in silence. Maar as jy willingly oor en oor dieselfde snap doen, maar dit maak vir jou geld, maar dan wil jy 'n ander asem my vertel, God is goed. Ja, nee, ons groot. Hy's baie goed. Ek weet hy's goed, want ek het ook vir Mammon gedien. Ek weet hy's baie goed. When are they going to get out of that? So daar's verseker, maar jy sal sê, dit is met ander woorde 'n bietjie meer, nie so duidelike blaatant, okkulties as wat ons nou sal oorsee sien. As ek byvoorbeeld vat, soos ek bedoel, Keisha en daai mense het sataniese simbole in hulle video's. En ek laat my nie vertel, almal wat sê, dis net vir sensasie nie. Ek dink tot 'n groot mate aanbid daai mense die duiwel. Jy dink nie van hierdie Suid-Afrikaanse sangers is nou so blaatant. Ek hoor presies wat jy sê oor die meer dat hulle nog steeds die Satan dien, maar dis meer in 'n ander manier. Dis nie in hierdie blaatante satanisme sal ek sê nie. Kom ek stel dit so. Die duiwel is baie duidelik besig om sy weg in die produksie, die orkestrasie en die lirieke in te werk. Ja, ek stem saam, ja. En ek dink nie dit het ondoelbewus begin, maar die oomblik as jy begin, soos jy nou gesê het, selling their souls and all these things, jy kom nie eens agter wat jy besig is om te doen nie. Hierdie woordjie en hierdie woordjie rym lekker en dit gaan vir my verkoop. Jy hou op te sin, en ek dink die anti-kris is baie meer lewendig in Afrikaanse musiek as wat ons mense enigstens bewus is. Enigstens. They have no idea what they are looking at. Ek kan as ek nou wou 'n lekker klomp bands hier genoem het, ek sal dit nie doen nie. And there's a very specific reason for it. Nie omdat ek hulle nie wil uitwys nie. As ek 'n video gemaak het oor en ek besluit om dit te doen, I will. Ja. Maar daar's nog 'n kans, vir almal. Maar die mense sit die pot mis. Ja, ek dink dit is ook duidelik vir mense om baie Afrikaanse musiek te identifiseer, want meeste van dit gaan oor 'n girl en oor boer en oor drank, jy weet, en dans. En baie van dit highlight hierdie losbandige lewe. Versaai, dit is en die groot ding is wat ons moet besef is hoekom highlight hulle drank so, want dit is 'n probleem in ons kultuur. Dis hoeveel boere oomies sit om die vuur, hulle soos wat jy sê, jy weet, Sondag sing ons in die kerk en prys die Here en ons is mooi konservatief en ons wil die homoseksuals uithaal, maar ek sit en syp elke naweek om die vuur en dit is dit is onaanvaarbaar. En baie van die musiek, soos jy sê, omdat jy dit oor en wil sing, daai subliminal messaging bly in jou agterkop en dit maak dat jy weer teruggaan na daai lewe toe. Presies. Dit is eintlik angswekkend as 'n mens van buitekant op kyk, van iemand wat dit vir 'n lewe doen en skryf, om te sien hoe mense na my toe kom en vir my sê, ek soek 'n liedjie soos, en dan reference hulle iets totally demonic. Dan sê ek soos, nee, ekskuus, maar ek kan hierdie actually vir jou doen, maar ek gaan nie. Ek gaan dit nie doen nie. Why would I put that out there? Why would I consciously now, after being saved, consciously, willingly, go and put that out there? Gaan die Here my nou enigstens in my siel beloon vir die feit dat ek dit gaan doen? Wat saai ek? Wat gooi ek in die lewe? Wat doen ek? Ons het ook 'n verantwoordelikheid. Yes, Jesus saved and died for us. What am I now doing different about it? Jy kan nie net, ek noem hulle grace abusers. Jy kan nie die grace van die Here net heeltyd abuse nie. What are you going to do about it? En ek wil net aan iets raak, want ek wil nie vergeet nie. Om net weer te raak aan die seksuele verwarring, want ek die meeste klippe gaan gegooi word hieroor. Die meeste klippe gaan 100%. En hulle gaan vir jou sê hoekom judge jy so. Jy kan dit maar weet. Hulle gaan uitkom met dit. Maar kom ek sê vir jou hoekom. Toe ek met hierdie vrou wat die liefde van my lewe is trou, né? Toe dit uitkom dat ons verloof is. Dis dit op die voorblad van die rapport, en is op die huisgenoot, en is everywhere. Okay, great. Baie mooi. Mense wou my troue borg
Ek het nie hulle geld gevat nie. Ons het dit nie gedoen nie. Ons het by ons huis getrou met 20 mense en ons het in Mauritius aan 'n honeymoon nou en 'n fotograaf gekry en foto's vir die fans geneem wat wil 'n mooi fotootjie sien van 'n troudok op die strand. Moet betaal vir my huwelik. Hierdie geborgde troues. Nee. Ek trou nie met my vrou vir jou sensasie of jou geldjie of die party nie. Ek trou met haar want ek spaar lief. Okay, that's the first thing. Maar skokkend genoeg of nie skokkend nie. Die enigste mense wat klippe vir my gegooi was gay mense. Gay mense het vir my gestenig na daai voorblad uitgekom het. In fact, die week na dit was 'n ander sanger soon to come out of the closet wat ek nie eens ken nie, nog nooit ontmoet het nie. Nog nooit. Talking about me as if we are friends and about my choices because I have now betrayed the gay community. I had to do that. I have now betrayed the gay community. Kan iemand net vir my die aan my aansit? Ek het net so you are now the people of love and peace and we all have to support and understand. Maar toe ek nou net durf verlief raak op iemand van die teenoorgestelde geslag, is ek gemors. Die aantal vlek wat ek gekry het. Hulle sit nou nog. Elke keer wat ek iets verkeerd gesê het, nou nog. Op 'n interview of op live of op enigiets wat ek doen, hulle analyseer. Ja. Jy mense, trek my uitmekaar. Dis asof daar 'n vrees is dat ek net te stryd kan word. En ek kry heeltyd hierdie homofobia. Fobia is 'n Griekse woord wat vrees beteken. Ja, ek is nie vir bang nie. Ja. En hierdie is soos daai duplicitous nature van die manier wat hulle dink, nê? Want ek byvoorbeeld, so sê nou maar jy was nou getroud met 'n vrou, of 'n ander man is getroud met 'n vrou en nou los hy sy vrou en hy word gay. Weet jy baie ek gaan wees soos, "Ou is gay." En dan sê ek gaan nie voel ek moet nou my heteroseksuality verdedig nie. Ek gaan nie klippe gooi. Ek gaan wees soos daar's 'n homoseksueel, hy steun die Bybel en ek's oor dit. Verstaan jy, maar die manier hoe die mense reageer is omdat hulle onderbewussin weet hulle is besig met nonsens. Ek het nie nodig om die klippe te gooi nie, want ek weet 'n heteroseksueel verhouding word ge-endorse in die Bybel. So ek kan in dit lewe. So ek het niks om weg te steek nie, maar omdat hulle weet hulle lewe in konstante sonde en jy was man genoeg en jy was naby genoeg aan God om weg te kom van dit af, nou moet hulle klippe gooi sodat hulle kan beter voel oor hulself. Maar jy hoor wat ek sê, ek gaan nie voel ek moet dit doen nie. That is ek het gesê oor dit. That which is true does not have to be defended. And those who walk in darkness are always offended. Ja. Hoekom pla my geluk? Ek en my vrou is 10 jaar hierdie jaar getroud. Hoekom pla my joy? My joy vir jou so baie. Ja. I am so happy. Ja. I'm so in love. We are so functional. Los, maybe gay. Ja, dis exactly. Dit is altyd vir die giveaway. Jy weet as iemand so vinnig op die defense is of so hard wil klippe gooi, dan weet jy gewoonlik daar's 'n onderliggende selfbeeldprobleem. En hierdie hele konsep doen dit, want hierdie mense behave soos erratically. En ek weet nie of jy kan ook testify op dit nie, want ek het al baie ouens gehoor sê dat soos in die gay community is dit soos gewoond om baie partners te hê. Jy weet soos en daar's baie vernekery en daar's baie, jy weet jy's nie lojaal aan jou partner en die goeters. Ek het al gehoor dit is soos nie ongewoon, want as jy eers oorgegee het vir hierdie seksuele sonde, dan gee jy jouself totaal en oor. Robert, kom ek gee vir jou gou jy slaan nou die spyker op sy, kom ek sê gou vir jou. Nou net onlangs sit 'n homoseksuele persoon weer vir my 'n kommentaartjie op ietsiekie. Wat daar's op my skryf. Nee, dis seker maar die homofobia. My kieskeurige breintjie wil nou net wie sal nou. Ek kan nie in elke comment belangstel nie. Partykeer is daar duisende. Ja. Maar nou partykeer check ek, né? Die mens, wat is op jou blad? Jy is nou getroud, so jy het nou 'n man, dis nou net foto's van julle twee kies en double cup en fairy wings. En dan die volgende ding, adverteer jy en jou man 'n ding getiteld Four Hands, male to male massage, waar jy en hy saam 'n ander man gaan masseer. Nee. Nou of jy nou gay is en of jy nou straight is. As ek en my vrou Four Hands begin adverteer en ons sê ons doen net mans, hoor. Wat gaan hy jou kop toe? Yes. Ja, dit is walglik. Dit is regtig waar, but I can testify to the fact that lifestyle, en ek kan nie sê almal is dieselfde nie, but in my experience, daar is nie monogamy. Ja, dis wat ek gehoor het. Ek weet nou niks van daai goeters af nie, so ek bedoel, dis hoekom ek jou nou vra. En maar sê my gou, okay, ons praat nou baie daaroor, nou hoe kry ons die ouens hier uit? Jy weet, wat sou jou raad wees vir iemand wat sit met dit? Okay, hy's nou genuine, hy hoor wat ons hier sê, hy wil na die Here toe draai, hy struggle met hierdie ding. Wat sal jou raad wees aan hom? Wat sal jy vir daai ouens sê? So,
amazingste ding is vir gay mense wat my nie gaan glo nie. En ek kan nie goed plaas nie, want dit is privaat, but I might bleep some things out and do it in future om dit te stop. Weet jy hoeveel inboxes kry my management van gay mans af wat sê you inspired me. Hierdie voel verkeerd. I don't want to live like this. Amen. What do I do? What do I do? Wat het jy gedoen? Wat is jou resep? Okay. Die feit dat jy identify ietsie is fout. Jop, julle werk ek vir hulle wonderlik. Die feit dat jy kan agterkom iets is fout, beteken daar's ietsie fout. Okay, dis soos 'n simptoom. As jy nie kan identifiseer as ietsie fout nie, moet jy nog op die plek kom. En dan sit ons mede-Christene se plig om vir jou te aanhou bid en aanhou bid en aanhou bid, but we cannot get you to heaven if you don't want to go there. Die eerste stap is om op 'n punt te kom waar jy kan acknowledge, this is wrong. As jy nie kan acknowledge dat die gay ding vir jou verkeerd is en jy kan nie daarby uitkom en jy glo dis hoe jy gemaak is, acknowledge at least dat die las wat gekoppel is aan wat jy doen, want ek het nog, I am yet to meet a gay person that does not know of something sexual in nature about another gay person that I also know. Why is that? Why is that? Hoekom het my strydvriende dit nie in gemeenskap met mekaar, in gemeen met mekaar nie? Hoekom? As jy in daai put is, en jy kom agter iets is verkeerd, die eerste skuif is om dit net te erken, en te begin sê, if I cannot keep this to myself, and I cannot be loyal to one person, but there's something wrong, maybe start by not doing anything. Jy een stapie voor die ander, want die mense daar buite weet, everyone can feel, selfs toe ek geleef het in dit, was iets af. Iets was af, want hoekom moet mense heeltyd na jou verwys as, hy is ook 'n gay, of hy is anders, of hy is ook, nee, ek het sonde gelewe. As jy rondgeloop het en jou, soos jy vroeër gesê het, gelast het agter 'n klomp vrouens aan, en jy was 'n absolute losbandige man gewees, sal 'n ander strydman wat nie so is nie se raad aan jou wees, miskien moet jy ophou rondslaap, miskien moet jy ophou rondloop, miskien moet jy ophou om te probeer dat jou oog so dwaal. How do I shift that consciousness? Not say means, but it's not the same thing. Want jy weet waarvan jy hou. En ek hou nie van dieselfde ding as jy nie, want jy is deceived and confused. As jy volgens die woord van die Here lewe, en jy begin regtig maar verstaan, soos ons voor in Johan die begin gesê het, this is the truth. This is the truth. You're going to understand that this is not going to be easy. Want weet jy hoeveel ander goed in hierdie boek is nie vir my, as ek sê hierdie boek in die Bybel lê, hoeveel ander goed in hierdie boek is vir my net so moeilik. Ja. Is vir my net so moeilik op 'n daaglikse basis. Want Op 'n daaglikse basis. op die ouene van die dag, Dit is nie 'n maklike antwoord nie. op die ouene van die dag moet hierdie ouens vir hulle self vra, is jy liewer vir die Here of is jy liewer vir jou gay maatjie? Dis op die ouene van die dag, want as jy liewer is vir die Here, dan gee jou gay maatjie los en jy gaan vlug na die Here toe en weg van hierdie lastvolle Weet jy wat lewe. ironies? As jy regtig liewer was vir jou gay maatjie as wat jy dink jy is vir die Here, sou jy hom ook gelos het, want jy wil daai mense in die hemel hê. Ja, amen. Exactly. Beste van Exactly. Sê vir wat dink jy van hierdie? Ek bedoel ons het al baie op hierdie kanaal ook gedebatteer oor hierdie ding. Of mense soos gay gebore word of nie. Nou ek wil net eers sê, ek dink dis eintlik in 'n manier irrelevant want as jy gay gebore is, dan moet jy dit nog steeds beklei. Soos ek jy nou oor en oor vanaand gesê het. Maar dink jy dit is so dat jy sê nou maar gebore is met 'n tipe gay gene of hierdie goeders? En ek sal vir jou sê soos ek dink nie so nie. Ek dink jy weet nou dat ons al 2 kinders gehad het. Die kind kom uit al wat hy dink is, jy weet hy wil aan sy ma drink en hy wil gaan poepoe en hy wil gaan slaap. Ja. Jy weet soos hy weet niks van Ja. wat se geslagsorgane wat ook al verkies Nee. hy nie. As ek dit so kan stel. So my posisie is ek dink dit is lewensomstandighede wat na 'n sekere ding toe lei. Nou kan dit wees dat hy meer predisposed is tot dit, ek kan dit grant, maar ek dink nie jy word 100%, jy weet jy is 'n homoseksueel, jy's so gebore en die eksterne omstandighede het nie 'n invloed daarop gehad nie. Nee, absolutely not. So ek kan 100% testify to that. En ek praat van as iemand wat met 'n man getroud was. I'm not talking nonsense over here. Ek het 'n proclivity om ongelooflik goed in ander tale te praat en my akute op die regte plek het as ek tale lees, want ek is blootgestel daaraan. Ek was blootgestel aan Mozart vandat ek 1 was. Die eerste ding wat ek kan onthou is 'n gedeelte van Piano Concerto in C. Die eerste ding wat ek gespeel het op die klavier, want ek was blootgestel daaraan. Ja. My sensitive nature is miskien van die Here af, maar my tendense kom van die feit dat ek nie saam met my pa gesit het nie. Die tendense kom van die feit dat ek en my ma altyd 'n kahoenes was en dit was altyd mamma en seentjie, mamma en seentjie, mamma en seentjie. Daar was nie 'n gesonde verhouding met my pa tot baie later in my lewe nie. I don't care what people tell me. Your environment culminates the way in which you grow. Presies. That is so true. Ja. En as iemand vir my wil sê that is not the way it is, want in my geval was ek nader aan die
somewhere in that mix, you're going to find something that is responsible for a lot of the ways in this world that you think. I don't care what people say. This is the absolute truth according to my heart and my soul. Ja, en ek stem saam, maar ek wil net vir die ouens by dit is nie my groot deel as jy nie met ons saamstem met dit en jy dink jy kan gay gebore word. Die bottom line bly nog steeds ons almal het sonde waarna ons geneig het. En ek glo mense is geneig na sekere sonde meer as ander. Jy weet soos toe ek drank gelos het, dit was nie vir my 'n big issue nie. Soos ek het gedrink op waarse teen hierdie tipe goeters, maar dit was nie vir my soos 'n jy weet ek hierdie absolute met myself afsloof om dit te doen nie. Nou vir party mense is dit. Vir party mense is dit dalk dobbel of wat ook al, maar die punt is ons almal het ons battle, maar moenie opgee op jou battle nie. Selfs al val jy, moenie sê jy gaan dit nooit regkry want ek dink dan die oomblik onderdruk jy die Heilige Gees as jy begin sê hoor jy ek gaan dit nie regkry nie. Ek gee myself oor hier aan en ek lewe nou net volgens dit. Maar julle ouens wat sit in 'n homoseksuele verhouding en nie probeer wegkom daarvan af nie. Jy repent nie, jy draai nie na die Here nie. Jy moet weet die waarskuwing wat die Bybel gee. Die Bybel sê no homosexual will enter the kingdom of heaven. Dis net so duidelik soos dit. Dit is wat dit is. And quite frankly, selfs al hierdie Here nie op die wyse wat hy prys sy heilige naam in my lewe gewerk nie. Just that alone in the Bible should be enough to scare anyone. Amen. Right out of anything. Ja. Right out of anything. Die probleem gewees jou chomme of jou ouens wat saam met jou in die musiekindustrie is glo 10-10-1 nie, die Bybel is die woord van God nie. Want dis op die ou en dit kom altyd terug na dis die hoofargument. As jy glo dit is waarlik die woord van God en dis waarheid, dan is dit maklik om te volg. Maar meeste ouens struggle met dit. Weet jy hoeveel groot sterre, as ek nou hulle naam sê, sal jy 'n pin hoor drop. In Suid-Afrika wil nie meer liedjies van my sing nie omdat ek met 'n vrou getroud. Reg, so dit is. En dan praat ek van mense wat nommer 1 gehad het met my werk. All over the show, wat my nie meer ken nie. Maar sien, dis ook wat so belangrik is dat ons hierdie goeters oor praat. En iemand soos jy wat uit dit uitkom is jy's essensieel chom. Soos die Here gaan jou gebruik in 'n massiewe manier om hierdie boosheid te bereik. Want ek wil as jy net gevat, as ek dink toe ek 'n kind was, toe was dit regtig soos ek bedoel soos 'n gay ou dit was onbekend. Jy weet, dit was soos jy was gespot en dit was bad en die hele jy wou dit wegsteek. En nou is dit ewe skielik hierdie groot jy kom nou uit die kas uit en is hierdie libererende ding vir jou, maar wat mense moet besef is dis absoluut detrimental vir jou ouers. Jy voel nou dalk jy's gelibereerd, maar wil jy dit vir jou ouers is dit verskriklik sleg om te weet as hulle Christene is ten minste dat jy weet dis die pad wat ons kind gekies het om te volg en hulle gaan vir hulle self dink het ons hom nou verkeerd groot gemaak. Want jy gaan obviously nou baie ouers kry wat sê ek is baie lief vir my gay kind en ek jy weet ek staan en ek verstaan dit en dankie vir jou goeie hart en baie nice. Maar presies wat jy nou sê, if you can't see that, if you don't feel a certain kind of way, daar's 'n ewigheid op die spel. Mense get dit nie. Daar's 'n ewigheid op die spel. Jou hier en jou nou in hierdie temporêre lewe en hierdie bietjie lekkerte wat jy nou het om saam met jou gay maatjie te wees is niks in vergelyking met 'n ewigheid saam met Christus nie. En dit is so belangrik wat jy sê, want dink jy, as ek omgegee het, meer oor om my rekeninge te betaal, as om die Here te dien, het ek vanaand hier gesit en met jou gepraat. This is not good for my career. Ja. This, jy gaan hoor kry nou. If you are an artist out there trying to make it as an artist or a writer in this country, you do not do interviews like these. This is not something you want to go do. This is not good news. Career suicide. This is career suicide, which I am willing to commit in front of everybody and tell you to repent and turn to God. Amen. Jy moet vir ons nuwe hymn skryf, Chom, soos in Afrikaans of iets so. Ek sê nou net vir die worship team 2 dae terug, want ek was nou gereis het ek nou die interview met jou. Ek sê vir hulle, kan ons net 'n bietjie hymns, want die goed wat hulle sing deesdae, ek elke week en gaan sit agter 'n klavier as ek bad sit, fall to the floor gaan ons hierdie week weer sing wat niemand verstaan nie. Ek hoor dit. Ek sê daar's sulke mooi van hierdie Fundamental Baptist liedjies wat die ouens sing. So, ja, ek dink jy moet vir ons maar 'n paar skryf waar. Dit sal. Ja, ons werk elke dag, vra die Here elke dag vir nog inspirasie, something beautiful. Daar's baie mooi goed daar buite en I love my band. Ek skerts, maar dit is belangrik dat ons weer kwaliteit musiek begin kry om Here mee te aanbid. Regtig waar, net oor die algemeen kwaliteit musiek. Ja, absoluut. Ja, amen. Rudy, ek weet jy is al nog iets, 'n laaste gedagte of iets wat jy ons mee wil los. Hierdie was 'n great interview hoor. Ek het dit baie geniet. Nee, dankie vir jou. Jette, dankie dat jy gerespondeer het. Dit was vir my amazing geweest. As daar een ding is waarmee ek mense kan los in die hele ding. If you can't trust yourself, just trust the Lord. Trust the Lord. Die vertroue in die Here is om jou oë in die oggend oop te maak
nie vandag te weet waar jou brood vandaan gekom het. En te weet dat die Here gesê, do not worry about tomorrow because it will worry about itself. Vandag is jy nie hier, jy is in die nou. En as jy in die Here vertrou, kan jy net vorentoe in sy lig beweeg. Nie is die donkerte wat jou aanval. No weapon formed against you shall prosper. So spreek die Here. As jy dit nie kan hoor nie, moet jy dit voel. As jy dit nie kan voel nie, bid ek dat die Here dit vir jou doen. En laat ons nie soos die Fariseërs hier sit en snert praat nie. Ek is hier vandag om my musikale polse af te sny vir die Here en vir jou te sê, turn from your wicked ways. I try every day because where I am incomplete, He has hung on a cross and it is done. Amen. Dit is awesome. Ek het ook net 'n laaste gedagte. Wil jy net gou sê waar kan die ouens jou volg, jou channels en goeders wat hulle jou content kan kry? Meer mense moet my volg dan feit is om die Here te kry nie, maar as hulle my wil support, is ek op sosiale media net Rudy Klase, Facebook, TikTok wat 'n ewel is. Don't even worry about all that. Maar julle is welkom om daar te gaan, rudyklase.com. If you want more info, daar's wel baie mooi woord as iemand meer van die Here wil hoor. Ek probeer elke dag om te stap. Ek noem dit stap and shine en 'n gedeelte van myself te gee. En ons is hopelik meer suksesvol in die oorwinning in die koninkryk as nie. Halleluja. Ja, my laaste gedagte is ons het baie vanaand gepraat oor die Bybel en dat ek vir jou ook gesê het of laat ons altyd glo dis die woord van God en is waarheid. En as daar ouens is, want ek dink dit sal great wees as van jou musikale mense wat jou natuurlik ken hierdie kyk. En ek wil hierdie vir hulle sê, hierdie is hoekom ek glo die Bybel is die woord van God. So ek dink baie logies oor alles. Soos ek glo genuine die Bybel nie omdat ek net so groot gemaak is nie omdat ek bang is vir die hel nie net omdat ek net lief is vir Christus nie, maar ek glo ons kan wetenskaplik bewys die Bybel is waar. As ek net 'n paar voorbeelde kan gee, wil ek hê die mense moet gaan lees Psalm 22. So Psalm 22 is geskryf 1000 jaar voor Christus se kruisiging. En dit beskryf, die skrywer van Psalm 22 skryf wat daar gebeur in soveel detail, dat dit is asof hy fisies voor die kruis staan. Hy sê daar, die eerste woorde daar is, Eli, Eli, lama sabachthani. Dis die woorde wat Christus aan die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Dit staan daar dat hulle sal met dobbelstene 'n dobbel vir sy kleed. Dit staan dit they'll pierce his hands and his feet. Dit sê the dogs will surround him, wat verwys na die Jode. Dis absoluut onmoontlik. En geen ander geloof het dit nie. Geen ander geloof het profesie wat gemaak is en 1000 jaar daarna word dit vervul tot op die punt nie. Gaan lees Jesaja 53. Wat genoem word die forbidden chapter in Judaism. Die Jode mag dit nie lees nie, omdat dit so akkuraat Christus voorspel. Jy kan nie om hierdie goeders kom. Hierdie is net blaatante feite. Gaan lees Daniël 9 vers 24 tot 27 wat 'n spesifieke datum gee. Dit sê in 70 weeks is daar sekere goed wat gebeur. En 'n week in daai konteks is 'n periode van 7 jaar. En presies tot op die dag wat dit so voorspel is, het dit gesê die Messias, die koning, sal op die toneel verskyn met die triumphal entry. En ouens het gegaan en bewys dat hierdie is tot op die dag bewys. So hierdie ding is die moeite werd vir almal om in te gaan kyk. Jy moet seker maak hierdie kant van die ewigheid waar jy gaan wees. Want as jy vat iemand soos Julius Caesar, dis 2000 jaar terug dood. Waar ook al hy is, van daai tyd af is hy vandag nog daar. En ons weet hy is nie 'n Christen nie, so hy's in die hel. Hy brand in die hel al vir 2000 jaar. En dit gaan nie stop nie. En dit is wat die ouens moet besef. Ons moet draai na Christus, los jou nonsens, los jou sonde. En dit is die boodskap wat ek glo ek en jy vir die mense daar buite wil los. Amen. And by the way, serving the Lord is the most fun you're ever going to have. It's a trip. It's the most fun you're ever going to have. It's the best community. You're going to have way less friends, but they're going to be quality people and you're going to love them. And you're going to love life and you're going to laugh in the face of darkness. Life in Christ is just, it's life. Life without Christ is not living. It's nothing. It's nothing. Rudy, baie dankie, maar ek bid vir jou sterkte met wat voor lê. Ons hoop jou karier stop nie onmiddellik nie. Dankie vir jou. Anders gaan jy vir ons hier skryf. Dankie vir die wonderlike voorreg. It was amazing. Was hy sharp. Thanks ou.